Welkom by Raad Rugby op Raak van Rugby, ons Afrikaanse kanaal. Maak asseblief seker jy druk as op knoppie dat jy kan deel word van hierdie lekker Afrikaanse kanaal. Vanaand hier by my is Nicoline en Dion Kok, die manne van Raad Rugby. En vanaand gaan ons 'n bietjie kyk na wat laasweek gebeur het in daai wedstryd in Monash teen Grey wat 'n bietjie van 'n antiklimaks was. Die Nico gaan vir ons lekker diep daaroor praat. En dan gaan Dion bietjie oor 'n paar ander uitslae gepraat. Ons kyk vinnig vooruit na die Noord-Suid toernooi. Ek gaan volgende week met Pieter Sou daaroor gesels. En dan kyk ons 'n bietjie weer na die neemdeel en die nuwe akademie wat julle in die buiteland oopgemaak het. So dinge is aan die gebeur daar vir Raad Rugby. So welkom by julle. Dion, ons begin by jou. 'n Paar ander uitslae wat die wenkbrauw laat lig het die naweek. Rondebosch onder andere, vertel ons 'n bietjie wat daar gebeur het. Ja, na te en weer, ek het obviously die uitslag gesien en toe het ek nou nie lekker verstaan nie, maar dit was my, soos die 15 elk, Rondebosch teen Paarlgim en hulle het Oakdale 10-7 gewen. Toe het ek Louis Koen gebel onder in die Kaap en toe het hy vir my 'n bietjie konteks gegee, so dit was 20 minute kant gewees met rolling subs. Maar ek dink ons het laasweek gepraat oor 'n buiteperd en Nico het genoem van Oakdale, Oakdale genoem, maar ek dink Rondebosch moet ons dalk dophou. Hulle sit nog met laas jaar se 2 SA skole flanke en ek meen al was hierdie nou 20 minute kant, ek dink Paarlgim is verseker, ons het gesê hulle gaan top 5 wees. So ek dink laasweek het Nico Oakdale geklim as 'n buiteperd. Ek dink ek gaan hierdie week Rondebosch klim as 'n buiteperd. En nou 'n groot wedstryd JP teen Kes, wat het daar gebeur? Ja, grootste derby, ek dink ons nie baie, maar net JP het gewen 37-28. Ons noem dit maar, want dis altyd 'n groot derby. Hulle speel home and away. So daar's nou nog 'n game later in die seisoen wat hulle teen mekaar gaan speel. So ja, ons sal maar kyk. Ek dink JP se groot, ons gaan nou daaroor praat. Ek spring dalk vooruit. JP se groot uitdaging kom nog. Hulle moet Grey by Noord-Suid speel. Maar ons sal nou daaroor praat. Ja, Dion het vir 'n bietjie inligting gestuur rondom Oakdale se pak forwards. Ek het verlede week gesê ek dink dis een van die grootste pak forwards in skole rugby. En die inligting wat hy my gee, dis die grootste pak forwards wat ek seker gesien het op skole rugby. Hulle 2 slotte is elk 120 kg met 'n gemiddelde gewig van 107 kg in die pak forwards. So ek bly by my punt. Ek dink is een van die spanne wat ons moet dophou. Ek dink is een van die buiteperde vir die top 5. Hulle het wel nou verloor teen Rondebosch wat ook 'n baie goeie span het, maar ek dink nog steeds 'n span soos Oakdale is een van die spanne om dop te hou vir die jaar. Nou, kom praat oor daai monument kry. Ons het almal gedog dit gaan 'n reuse wedstryd wees. Janie Du Plessis is nou daar, nuwe afrigter, nuwe direkteur by Monument. Groot verwagtinge, kry natuurlik, jy weet, een van die beste topskole in die land. En vir my, as ek nou die telling kyk, so 'n bietjie van 'n antiklimaks, wat presies het daar gebeur? Ja, ek dink dit was 'n bietjie van 'n antiklimaks, om jou eerlik te wees. As 2 topskole soos daai skole teen mekaar speel, kan Monument of 'n span nie soveel foute maak so Monument gemaak het nie. Hulle kry 'n strafskop, hulle skop die 22 in, verloor die lynstaanbal en kry gaan skoor. Ek dink albei spanne se lynstaanspel was nie op standaard gewees nie. Ek dink daar's baie werk wat voor lê vir hulle, maar die groot verskil vir my tussen die 2 spanne was gewees die afbreekpunte. Grey het 1 tot 2 spelers op elke afbreekpunt gekommit, waar Monument met tye 3 tot 4 spelers gehad het wat in die afbreekpunt was. Want dit veroorsaak is soveel minder opsies as dit op defense is, wat die offensive line vorm, dis op aanval is soveel minder opsies om aan te val. En ek dink dit is die groot verskil tussen die 2 spanne gewees, behalwe die foute wat Monument gemaak het. Die ander ding is 'n work rate off the ball. Ek dink Grey was uitstekend gewees met hulle work rate off the ball, en ek dink met tye was die speler van Monument stadig om terug te val, stadig om in lyn te kom. En dan Dion, ek sou graag jou opinie wil hoor rondom ou se Kevin Buys, die 9 wat vir Grey gespeel. Ek dink dis iemand om dop te hou. Ek dink hy het 'n uitstekende wedstryd gehad en ek wil definitief sien terwyl hy nog op die veld was. Ek dink hy is vervang hier in die middel van die tweede helfte. Nie dat dit 'n verskil gemaak het, maar hy het so vinnig skoon gemaak agter die afbreekpunte. En dan sal ek hou daarvan hou ou so Jaden Viljoen van Monument te sien agter 'n pak forwards wat vorentoe speel, want ek dink Jaden Viljoen was uitstekend geweest. Hy het uitstekend uit die hand uit geskop, geleenthede gekry uit vir 'n Monumentspan om aan te val. En dan sy verdediging was ook uitstaande gehalte geweest. So ek dink Kennedy het op 'n stadium gesê coach killers. Kennedy was die een van die kommentators in die game geweest. En ek dink daar's soveel coach killers geweest om Monument se kant, dinge wat hulle moet fix going forward. Een van die dinge wat hulle definitief sal aan kyk, is die work rate of the ball.
en ek dink hulle lynstaande. Vroeg in die tweede helfte het hulle heelwat lynstaan besit gekry op die aanval en dit het 'n ander span gelyk. Hulle het teen al die rugby gespeel hier in die middel van die tweede helfte. Hulle het ook 'n begin momentum te kry van die lynstaande af en goed en toe lyk dit 'n ander span wat druk gesit het op 'n Grey College. Maar Grey het net soveel talent. Dis nie voor en agter spelers. Daai kaptein van hulle is Sander Smit. Die manier hoe hy die bal dra, hoe vinnig hy op die aftrekpunte is. Ja, ek dink dit gaan 'n span wees wat moeilik geklop gaan word hierdie jaar, is Grey College. Ek's bly jy Jaden Viljoen se naam genoem. Ek het gesê as nou vir my een speler aan Monument se kant was wat ek moes uitsonder was dit Jaden Viljoen. Ek dink briljante skopvoet, lekker aanvallende fly-off. Ja, het my baie beïndruk. Vir my is die groot ding met Grey College. Ek sê altyd rugby is 'n team sport won and lost by individuals. En wat ek daarmee bedoel is kry net gamebreakers. As ons coach praat as ons attack praat, Nico noem dit altyd go forward, ek noem dit kry momentum. Daai spelers wat agter jou kan inkom. En Grey het net daai vermoë. Ek sê altyd wel, as jy nou na hulle span nou kyk, hulle het voorrye wat kan hardloop soos flanke. Hulle het Lucy's wat kan hardloop soos backs. So hulle het soveel ouens wat go forward kry. En wat Nico sê, ek dink die return to play, veral defensively, van Monument se kant, daar was nie altyd na wens nie. Wat ek wel opgetel het is, boonbehalwe die feit wat Nico genoem het, wat hulle soveel ouens na die rek toe commit, het jy baie keer, daai eerste pillar 1, 2 en 3, of daai 10, 20 en 30, soos ons hom noem, partykeer het Grey, hulle sit die bal op met hulle eerste pot, dan trek hulle met een paas, het hulle 5 ouens binne daai channel gehad. Wat beteken as Nico nou sê, jy het 3 ouens nou op die vloer, en jy het nog 5 ouens binne daai eerste 10, 20, 30 channel, dan ewe skielik het jy probleme buite, want jy het nie nommers nie. So ek dink hulle return to play op defense was nie altyd goed nie. Baie keer gestagger, ek het 2 keer gesien waar hulle amper twee sweepers agter die lyn het. Wat volgens my, ek hou van 'n scrum wat sweep, maar daar moet nie nog 'n sweeper wees nie. So ek dink wat Grey goed gedoen het, is hulle kry momentum, hulle die spelers wat dit kan kry, en dan rack speed en show and base. Ja, ek meen hy 2-3 gedruk, 2 keer kans gehad om te snipe, een van 'n scrum af, een van 'n defensive error af, waar Monument se vaskop het geovervald op 20, en toe overkom die slot op 'n counter rack wat hy eintlik moes gelos het, en toe maak daai 10, daai eerste pillar oop, en toe is dit show and go en hy's deur. En dan Bernard Wessels, die reserveskrama wat opgekom het, ook 'n try geskor. Ja, Dion, en ek dink op die aanval, ek dink Monument het die kicking game ook verloor. Hulle het baie diep geskop Grey, en dat Monument uit diepte begin aanval maar sonder nommers. En dan het hulle die bal net oor die veld geskuif, wat dit maklik gemaak het om te defend. As Jaden geskop het, alhoewel het uitsekerde skop, hulle sê 'n skop is net goed soos jou chasing line. Was die chasing line altyd nie daar gewees nie, wat veroorsaak het daai 15 van Grey College, dink ek ook hy second game gehad. En hy het elke keer het hy op die aanval gesit, op die voorvoet gesit, en sodra op die voorvoet kom, ja, dis 'n moeilike span om te defend, vir alles 'n span stadig is om terug te val. En dis dinge wat maklik gefiks kan word. Ek dink nie is 'n Monumentspan wat ons afskryf of sê daar's soveel dinge verkeerd en goed. Ek dink is dinge wat gefiks kan word, is vroeg in die seisoen. En ek dink selfs nou by Noord-Suid, hulle het definitief geleer uit dit. Hulle het ervare afrigters, en ek dink hulle kan dit regmaak. Maar om 'n span soos teen Grey te speel, gaan jou work rate off the ball moet next level wees. Anders gaan hulle vir jou, as dit nie in die middel deurkom, hulle groot ball carries nie, gaan hulle die buitekant omkom na die fields en die fullbacks en centers wat lê. Ethan Adams is nog 'n ou wat elke week sy hand opsteek. As jy hom so kyk, as jy dink hy's 'n center wat skill, ek dink hulle noem hom die tank, maar hy het soveel skill, hy het goeie hande. En ek dink is definitief iemand wat vorentoe nog baie gaan beteken vir Suid-Afrikaanse rugby. Ek weet nie of hy 12 of 13 is nie. Ek dink vir die SA skoolspan behoort hy seker 12 in aanmerking gekom met 'n Marcus Miller op 13. Maar ek dink dit is nie twee van hulle, wat as ek verlede week gesê het, is hy seker 'n senterpaar met baie moontlikhede vir die SA skoolspan. Ek dink die senterpaar dink ek as 'n geheel. Ek dink die probleem defensively, dis nou maar my persepsie is,
wat jy kry is dis soos 'n hoe stop mense 'n snowball, né? As Spanje eers momentum kry, is dit baie moeilik. So ek dink Spanje wat teen Gray gaan speel, jy gaan reks aggressief moet compete, maar nog voordat jy dit compete, gaan jy double hits, positive hits moet kry, want as hulle agter jou begin inkom en hulle begin momentum kry, dan is dit baie moeilik, want al het jy 'n goeie defensive pattern, as jy nie betyds kan set nie, gaan hulle altyd 'n weak shoulder kry. Want hulle het forwards wat die vermoë het om, soos ek sê, hulle loosies kan so center step, hulle kan weak shoulder speel, jy weet. So ek dink dit begin by, jy gaan hulle reks moet stadiger maak, en ek dink al hoe jy dit gaan doen is, jy gaan van die begin af van jy double hits, positive hits moet kry. En al hoe jy dit gaan doen is return to play teen hulle, gaan ongelooflik vinnig moet wees. En ek het vinnig gekyk na, en ons het genoem die error rate gaan moet laag wees. So in die 10de minuut kry Monument 'n strafskop, hulle skop vir die lyn, hulle mis die lyn staan. 3 minute later skoor Ethan Adams 'n 3. Die 23ste minuut verloor hulle 'n lyn staan, 3 minute later druk Grey College 'n 3. Net na halftyd verloor hulle die afskop. Grey skop, hulle charge it off, hulle word op die aanval, Monument lyk of hulle die wedstryd kan goed begin in die tweede helfte, aanslaan, turnover, en dis 'n 3 deur Grey College. So jou error rate op daai vlak teen twee sulke topspanne, kan jy nie foute maak. Jy kan nie jou lynstaande verloor nie, jy kan nie jou afskoppe verloor nie. En dis hoekom ek sê, dis nie dinge wat slaaplose nagte vir coaches hoef te wees nie, want dis maklike dinge om te fix, maar dis definitief dinge wat jy teen groot spanne nie kan bekostig nie. En weer daar was 'n ons het nou ongelukkig nie die klip nie, maar daar was 'n keer wat Mona's mooi gespeel het, 9-10, 10 van 10 af midveld pot, 9 wat omkom, bietjie van 'n shape hardloop, ou wat van 'n anderslyne, dummy run agter sy rug, linkervleuel om sy vleuel, dadelik momentum op die voorvoet, lyk briljant. En toe van daar af toe kry hulle 'n rek, toe 10 uit wel, hy moes dalk vinniger in posisie gekom het. Maar okay, hy het geclean wyd, so kom ons sê, maar toe wat hulle van daar af doen, toe speel hulle weer diep, waar ek hou daarvan, sodra jy daai, ek sê altyd, sodra jy daai op die neus 'n fluiter gegee, dan moet jy in sy gesig bly. Daar sou ek daarvan gehou het, as daai eerste pot, want toe is nou 'n tighty pot, wat die bal diep vang, waar 10 moes gestaan het, ek sou daar gelike het, daai tighty pot, flat in die gesig, met of ja, harde run, of wat noem hulle, party noem dit 'n backdoor, party mense tip of na 12 toe, en dan vat jy hom weer wyd. So ek dink net om daai attack spasie, ons praat altyd, ek en Nico praat van daai channel 1, reg op die voorlyn, channel 2, channel 3, net om partykeer dalk daai spasie beter te beheer. Maar weer eens, ek sê ook ons en ek wil hierdie sê van uit 'n ou wat van buite af kyk, dis altyd makliker. Ek weet, ek het gespeel, as jy na die tyd 'n game kyk, baie maklik om van buite af te sê, kyk daai spasie op die veld, nie altyd so maklikie. Maar ja, ek dink dit is net 'n punt wat ek graag wil uitlig, is juist daai, ek praat altyd van attack en defense eintlik maar is dieselfde, maar attack is niks anders as controlling time and space nie. Dis al wat dit is. As jy weet wanneer om flat te wees, wanneer om diep te wees, wanneer om hard te hardloop, wanneer om stiller te hardloop, controlling time and space. Presies wat jy sê, ek dink die een ding en ons het reeds genoem is return to play. Sodra hulle meer spelers as opsies het, sodra die rak gevorm is, gaan dit meer vra op jou defensive line. Hulle het one-off runners gehad, as gevolg van die situasie, hulle het attack met die pot wat om die draai kom, en dan attack hulle met die agterlyn. Daar's nie genoeg dummy runners, en daar's nie genoeg ouens wat vra aan die binnekant, dat jou binneste defense moet opgaan, en seker maak hulle kyk eers na die front door Fred wat kom nie. Hulle kon direk deurwerk, om pressure te sit op die backdoor, sodra die bal agtertoe gespeel het, en as dit 'n front door Fred was, kon dit dadelik die defensive line one-on-one tackles maak, want hulle het niemand agter gehad nodig om na te kyk nie. Maar dis vroeg in die seisoen, dis maklike dinge om te fix. Ek dink, ek sê weer, Monument het 'n goeie span, as goeie spelers, het hulle uitstekende loskakel, wat op die voorvoet sit, hulle het 'n groot pak forwards, sodra hulle begin bal gekry het hulle dadelik 'n Grey-span onder druk gesit. Hulle het 'n goeie mol, op 'n stadium het hulle gaan na 4-man lyn staan het toe, Grey het hulle 5-man gekontest met 'n one lifter en 'n pot agter dit. Ek dink as hulle terugkyk na dit, kon hulle bietjie meer dit uitgebuit het, want daar's geen manier dat 'n single lifter, 'n ou wat 'n pot en 2 ouens het kan beat op 'n lyn staan nie.
want jou movement is net soveel beter en jy het soveel meer opsies. So ek dink as hulle terugkyk na die games, daar's soveel dinge vir hom te leer daai. Ervare afrigters is Jannie, Reinhard Gerber is ervare afrigters. Is maklike dinge vir hom goed om reg te maak. En ek dink die naweek teen Noord in die Noord-Suid kompetisie gaan klaar in 'n span wees. Praat hier naweek wat kom is dit die Noord-Suid toernooi hierdie jaar eerste keer wat dit in die Kaap gehou word, want Affies maak hulle velde beter. So ek sou hierdie week met Pieter Sou gepraat het, wat die man hol rond soos 'n afkoop hoender, so hy het gevra of ons asseblief volgende week kan gesels. En volgende week gaan ons gesels oor sommer hoor hoe die toernooi gewerk, hoe dit gelyk daaronder. Maar watter wedstryde dink jy, Dion, kom ons begin by jou, Nico, jy kan maar net invul daar. Watter wedstryde dink jy by Noordsuid gaan ons aandag ver? Waar moet ons fokus? Ek het, Noordsuid's moeilik. Bedoelende Noordsuid's een van daai is nou jammer is nou hierdie jaar in die Kaap, want dis nou een toernooi wat ek nooit mis nie. As jy bo by in Pretoria is nie. Dis een van daai toernooie waar jy kan fisies sit en elke game kyk en jy gaan elke game kwaliteit rugby sien. Maar ek kan nou vergaan en uit my persoonlike, ek sê nie ek gaan die game van die dag wees nie, maar my persoonlike opinie, die 4 games wat ek uitgelig het is die 28ste Maart wil ek graag Gim en Kes kyk. Ek weet nie of al teen mekaar gespeel het nie. Ek dink dis die groot ding. Ek dink julle het al ooit teen mekaar gespeel nie. Dalk kan iemand my korrigeer daar. Die 29ste Maart Paul Roos Garsfontein. So en Paul Roos is nommer 1 van laas jaar. Dan die 31ste Maart weer Gim teen Monas. En een van die redes kom ek sê, want Gim val vir my baie aan Grace en Mild in die manier wat hulle speel, quick racks, quick to set on attack, hulle set baie vinnig op attack, hulle is baie vinnige opsie. Daai game sal ek geniet, en dan die 1 April, Grey Jeppy. En die rede kom ek sê Grey Jeppy, want ons het laas jaar die upset gehad, né? Jeppy wat vir Grey gewen het. So, wat gebeur hierdie jaar, maar dis my 4 games, as ek nou net elke dag 'n game kon kies, so ek daai 4 gekies het. Dion, is daar 'n rede dat jy geen Affie game gekies het nie? Gewoonlik begin jy met die 4 game of die 3 games wat Affie speel of die 2 games wat Affie speel is die heel belangrikste game vir die naweek. So is daar iets rede hoekom jy nie Affies noem nie? Kyk, ek het oorspronklik was al 4 Affie games, maar ek toe nou geweet Nico gaan my uithaal, so toe gaan ek nou maar Paul gaan. So Want nou het jy nie een Affie game, wie speel Affies, net vir interessant is alweer. ja, dan het Affie speel HTS Drostdy. So terloops, HTS Drostdy dan onthou ek het gesê laasweek gesê, jou probleem is as jy in die groot toernooie speel, jy kan baie maklik 0-3 wees of 0-5 wees sonder dat jy 'n swak span het. Nou vinnig net op die Affies HTS Drostdy, hulle speel Noord-Suid. Maar dan het HTS Drostdy gespeel Paul Boys, Paul Roos, Affies. Daai 3 in 'n ry. So Affies HTS Drostdy en dan die ander een Affies Paul Boys. Daai sal ook 'n goeie game wees om te kyk, dink ek. En onthou ons nou ek is nog nie seker wat se rolverdeling daar nie. Ek weet Shaun Erasmus volgens my is hoofafrigter by die eerste span en hy dryf dit. En dan Neil de Bruin is volgens my direkteur van rugby. Ek weet nie, Nico kan my dalk daar korrigeer as ek nou die terme verkeerd het. Nee, ek dink is 100% reg. Dion, maar ek dink jy het 'n paar games genoem om uit te sien na gedurende Noordsuid. Die wedstryd op Maandag, die 31ste, tussen Affies en Paul Boys. Dink ek gaan een van die hoogtepunte wees van die hele Noordsuid toernooi. Ek dink dis 2 uitstekende spanne. Affies het 'n goed begin in die jaar. Paul Boys het goed begin. So dit gaan interessant wees om te sien as die 2 spanne ek sien nou te mekaar speel in 'n top 5 spanne. Waar lê hulle eintlik in die top 5 ranking? Want ons weet hulle gaan eindig in die top 5, al 2 van daai spanne. Maar dit gaan baie bepalend wees wie gaan bo die een eindig aan die einde van die seisoen. So as sal uitsien na daai toernooi, as kyk wat gebeur, as sal volgende week weer daaroor gesels. Ek dink is beter om te gesels as iets klaar gebeur het, om te bewonder wat gaan gebeur. Dit is nog baie vroeg in die seisoen. Ons weet nog nie regtig wat 'n span lê waar nie. Almal eksperimenteer maar nog 'n bietjie. Ek dink Nico korrigeer my as ek verkeerd is, maar die naweek daai Noordsuid ding gaan ons eers seker regtig die spanne begin sien op volsterkte, is dit nie? Ja, ek dink tot nou toe was die atlete begin nou almal terug wees. Ek dink die meeste van die spanne het nou 2 of 3 vriendskaplike wedstryde agter die rug. Die proewe is agter die rug. So die spanne begin nou seker maar min of meer stabiliseer in jou span wat die seisoen vir jou gaan speel. So ek dink die eerste werklike kykie wat ons gaan kry na die spanne hoort na die Noordsuid te wees. Nog 'n ding rondom die Noordsuid.
Ek weet al die keerders is daar vir die SA skole. Ek weet baie van die SA skole spanne word al baie gefinaliseer of baie spelers word geïdentifiseer op toernooie soos Noord-Suid en Wille Klawer. So alreeds is dit 'n geleentheid vir spelers om hulle hande op te steek vir SA skole spanne en Kruiwenweek spanne vir die seisoen. En ek dink ons moet net vinnig mention, dis ook natuurlik Noord-Suid vir laerskole hier by Laerskool Tygerpoort in Pretoria. Dis net hier as ek kan nie 'n klip so ver gooi nie, maar 'n klip gooi van my af. So ek dink ek gaan Saterdag bietjie daar inloer. Daar's ook natuurlik 'n gros talent. Ja, ek sien uit daarna. Kom ons praat gou-gou oor julle neem deel projek, die nuutste verwikkelinge daar by julle. Dion, vertel my 'n bietjie wat het gebeur intussen. Ja, so ons het neem deel. Ek dink die groot ding wat hierdie week gebeur, is die gesamentlike golfdag saam met 2 million steps. Dis dit wat moes gewees het en toe Reën Silverlake so nat laat ons nie kan speel nie. So dis nou die 3de April. Ek en Nico gaan nou ongelukkig nie bywoon nie, want ons is in Volkstrus by daai rugby week in 'n afrigting sodanigheid. Maar ek dink dis die volgende groot ding wat hierdie week gebeur in terme van neem deel. En dan ja, ek tik nou oor. Die insameling van goed is nou 'n bietjie stil omdat die skole toe is. Maar sodra die skole weer oopmaak, van ons maar weer op die fone klim en skole bel en hoor wie wil kratte neersit. En ja, ek doen weer 'n beroep op die kykers of die luisteraars. Reik uit na ons so asseblief. In jou persoonlike hoedanigheid as 'n maatskappy, as 'n skool, hoe meer goed ons kan invorder, hoe beter. Nico, ek het van die begin van die video gesê, julle het 'n nuwe akademie oopgemaak. Julle maak die een na die ander oop. Hierdie is julle eerste een buite Suid-Afrika. Vertel my 'n bietjie van daai een. Ja, ek dink ons is baie bevoorreg op hierdie stadium hoe die akademies oopmaak. Ek en Dion het vir onsself gesê, daar's 'n sekere hoeveelheid wat ons wil oopmaak of poog om oop te maak voor die einde Maart. En die week het ons een oopgemaak in Swakopmund. So het ons eerste internasionale akademie oopgemaak. Ons gisterand 'n Zoom sessie gehad met die manne en hulle is ongelooflik opgewonde. Die excitement wat daar is in Namibië rondom rugby en die ontwikkeling van rugby. So dis iets waarna ek en Dion baie na uitsien. Die manne is bereidwillig om te leer. Ons is bereid om by hulle te leer. So ja, ek sien baie uit na die verhouding wat ons het en nou begin bou met akademies buite Suid-Afrika miskien. Maar ja, daar's nog 'n geleentheid vir 1 of 2 akademies wat ons wil oopmaak voor die einde April. So as daar enigiemand is wat belangstel om 'n akademie oop te maak, kontak ons asseblief. Kom ons kyk hoe ons kan saamwerk, hoe kan ons hande vat en hoe kan ons Raadsaal Rugby groei reg oor Suid-Afrika, maar ook hoe kan ons die ontwikkeling van spelers in ons land help bevorder en in hierdie samewerking vennootskap tussen ons en die verskillende akademies. Okay, en dan het mense al die kontakbesonderhede is hier onder in die beskrywing, telefoonnommers, e-mailadresse, almal, jy kan hulle in die hande kry. Nico en Dion, albei beskikbaar. Ek wil vanaand met julle praat oor die kwessie van afrigters wat die vraag wat opkom en baie opkom is, moet die skole afrigters onderwysers wees? Moet hulle professionele afrigters wees of moet dit 'n mengsel van albei wees? Ons begin by jou Dion, wat is die algemene benadering by die groter skole, die groot rugby skole? Hoe benader hulle die kwessie van afrigters? Is dit onderwysers, is dit spesialiste, wat gebeur? Ek dink wel, kom ons sluit die direkteur van rugby uit die gesprek uit. Ek dink dis heeltemal 'n aparte pos beskryf en ek sien dit nie altyd as 'n baie van die direkteure van rugby het addisionele take by die skool, maar kom ons sluit hulle uit. Ek dink wat mense kry is baie van die groot skole, baie van die skole wat baie spanne het, jy weet, Affies, Pretoria Boys High, ek meen hulle kan op 'n Saterdag is 25, 27, 30 spanne in die veld stoot en hulle het nie altyd die manspersoneel nie. So ek weet baie van die groter skole het buite afrigters, maar by die onderste spanne. En dan is daar weer ander skole, ek nou met 'n paar afrigters hierdie week gepraat wat weer ervaring en kennis inbring, want hulle sê weer hulle eie personeel het nie altyd of die kennis of die passie nie. Ek praat hierdie week ook met 'n onderwyser by 'n skool. Nou vra ek hom, ja, hoe gaan dit daarso? Hy's nou daar betrokke, ons kom al 'n lang pad. Nou sê hy vir my, ja, partykeer is hulle by oefening, dan is die onderwysers nie eers daar nie. En so jou probleem waarmee jy sit is, dit gaan nie net oor kennis nie, maar baie keer is daai onderwyser, hy het nie die passie nie, en
ek weet ek en Nico sê dit al twee en dis 'n ding wat jy kan nie regtig met dit stry nie, maar 'n coach wat nie die passion bring nie. Ek sê jammer, dit gaan nie gebeur ja. En as 'n coach, baie coaches moet maar coach want hulle is nou in daai posisie ingedruk. Ja, ek dink die ander probleme, baie skole het nie geld vir eksterne coaches nie. Ek dink 'n goeie kombinasie. Ek het toe ek by Pretoria Boys daai gecoach het ons baie lekker, ek het saam met Rudy Dames was direkteur van rugby. Erlo Rust was voorspeler, afrigter, onderwyser daar en ek was 'n eksterne coach. Dit het baie lekker gewerk want ons het, jy weet, die onderwyser het 'n gevoel van die dinamika binne die skool. Hy ken die spelers as leerlinge, as kinders, en ek weer. So ek dink 'n goeie kombinasie tussen eksterne coaches. Party ons het nie 'n keuse nie. Party ons het net eenvoudig nie die manspersoneel nie. Ons was die naweek weer by Laerskool Unika in Swartwater. Hulle het net eenvoudig nie manspersoneel nie. So hulle het nou maar paas wat coach maar hulle beste probeer. En wat sal was dieselfde. Wilgerivier het ook maar paas wat help want hulle het nie altyd al die manspersoneel nie. So ek dink om eksterne kennis, ervaring, vaardighede in te bring waar jy lek, dink ek is 'n goeie ding. Maar ek dink 'n balans tussen onderwysers en eksterne coaches dink ek is ideaal. So ek het 'n paar voordele en nadele vir myself notas gemaak rondom buiteafrigters of nie. Die eerste een is 'n voordele spesialis afrigting. So jy bring natuurlik baie ervaring by. Dis dikwels ouens met kennis. Die tweede is 'n vars perspektief op afrigting. Hy is nie so seer by die skool nie, so die skool leer nuwe tegnieke aan. Dan 'n hoër vlak van afrigting. Ek dink omdat hy spesialiseer in afrigting as 'n rugby afrigter, het jy definitief 'n hoër vlak van afrigting. Hulle is meer gefokus op prestasies. Obviously het hulle nie so betrokke by skoolverpligtinge so wat 'n onderwyser mag wees nie. So hy fokus op die prestasie van rugby en dan het hulle ook 'n professionele benadering, baie keer anders as 'n onderwyser. Die nadele, en ek dink dit is altyd iets wat mense gedagte moet hou. Kostes. Dit kos baie om buiteafrigters in te bring. Dit het 'n koste impak op die skool. Die gebrek aan die skoolkultuur. Ek dink 'n buiteafrigter is nie so naby aan die skoolkultuur as wat 'n onderwyser mag wees nie. Beperkte toeganklikheid. Daai afrigters is nie altyd beskikbaar nie. Wat beteken dit gaan 'n geval van baie keer moet jy op hulle terme die sessies opsit. Dit kan nie net op die skool se terme wees nie want hulle is nie altyd beskikbaar nie. En dan minder insette rondom akademie omdat hy nie so seer in die akademiese program betrokke is nie. Gaan hy definitief baie minder omgee, as ek dit so kan noem, oor wat die akademiese prestasie is van die kind, want sy fokus is rugby alleen en beswaar onderwyser 'n groter beeld het rondom akademie wat nog steeds belangrik is. En dan obviously die laaste punt is afhanklikheid van kontrakte. Sodra jy buiteafrigter het, dan jy 'n kontrak opstel. Dit kan die kontinuïteit wat in jou rugbyprogram beïnvloed, want hy is hierdie jaar beskikbaar, volgende jaar is hy nie beskikbaar nie. So as jy kontinuïteit wil bou in jou rugbyprogram, is dit een van die nadele. Onderwyser is in die skool, hy is deel van die skool en jy kan 'n kontinuïteit in jou rugbyprogram hou. Ek dink wat ons nie onderskei nie. En ek dink aan die een kant is daar dalk 'n groter behoefte wat ons raak sien. Ek dink as die eksterne coach, is dit iemand wat by 'n span betrokke is en sy fokus is op die spelers, of is dit 'n eksterne coach wat die coaches coach? En ek dink die coaches coach is, ek dink daar's 'n groot leemte. Jy vat, kom ons sê Nico is 'n spesialis in lynstaande. Jy gaan skole kry en by groot skole is die by baie van die wel ek kan seker amper by al die groot skole is die coaches regtig van baie hoë standaard, maar baie skole gaan dalk nie 'n spesialis lynstaan coach hê nie, of 'n spesialis skopper, of soos ek wat met die neges werk, daar's dalk nie altyd 'n ou wat met die skramskakels kan werk nie. So ek dink groot leemte vir eksterne coaches aan die coaching kant. Dit behoort jou goedkoper uit te werk, want dis nie 'n coach wat by elke oefening by elke span betrokke is nie. So ek dink ja, daar is seker twee modelle daar. Ek dink die belangrikste is as jy begin kyk na die voor- en nadele is, het jy 'n rugbyprogram in plek in jou skool. Rondom dit dan praat ek iets van 'n blueprint.
is daar modules wat gevolg word, 'n sekere program wat gevolg word van jou onder 14 as te hoërskool is tot jy onder 19. En elke coach wat inkom binne of ek praat van binne of buite of dit 'n onderwyser of 'n buiteafrigter is, volg hy die plan van die skool. En dis iets wat ek opgetel het in die laaste ruk wat ons by skole was. Bittermin skole het 'n blueprint of 'n rugbyprogram wat gedokumenteer is, wat in plek is, wat hulle net kan neersit en die volgende kan net instap en 'n verskil maak. En dan word die verskil tussen 'n buiteafrigter en 'n onderwyser al hoe kleiner as jy daai klein goedjies in plek sit, soos 'n blueprint vir die skool. Wat is jou attacking philosophies? Wat is jou defensive philosophies? Wat is jou detail rondom jou afbreekpunte, jou detail rondom jou lyn staan, jou scrums? Want dan kom 'n buiteafrigter in en hy verbeter amper op jou program en 'n onderwyser wat dalk inkom kan net die proses volg. Wat ek wel wil sê, daar is uitstekende afrigters daar buite wat onderwysers is. Want een van die dinge van 'n onderwyser, hulle is gewoond aan teaching. Daar's 'n verskil tussen teaching en coaching as dit kom by rugby. En hulle is uitstekend as dit kom by teaching van die individual vaardighede. En 'n buiteafrigter maak weer sterk wees op die coaching deel, wat die implementering is van daai individuele vaardighede. So ek dink daar's definitief 'n plek vir al twee en ek dink die mengsel tussen die twee, want die verhouding met die kinders wil jy nooit verloor nie. Die fokus kan nie net rugby wees nie, fokus nog steeds is 'n skool om akademies te presteer. So ek dink nie is 'n een of die ander nie. Wat die balans tussen die twee, altyd voordele en nadele. Ek dink vir 'n groot skool mag dit anders wees, vir 'n skool op die platteland mag dit heeltemal anders wees vir die manspersoneel is soveel minder. Dan word al hoe meer belangriker dat jou rugbyprogram gedokumenteer is in 'n blueprint waarna die ou wat van buite kom, die boer, die pa, wie ook al dit mag wees, dat hy net kan inkom en net kan inval en net van daar af het vorentoe kan. Die ander dinge rondom onderwysers wat coach, en ek weet ek mag die woord nie aansluit gebruik, maar ek gaan aansluit by Nico. Daar's briljante onderwyser-coaches, briljant. Maar wat ek ook gesien het, daar's ook baie keer 'n kapasiteitsprobleem. Ek het al sulke coaches ontmoet. Hy's 'n koshuisvader, hy's die hoof van, hy's die vakhoof, hy gee klas, hy het sy eie gesin, en dan rig hy eerste span af van 'n skool. En ek meen daar al klaar. Daai coach moet aangevul word op 'n manier of hy moet iets kan neersit. So dit gaan baie keer ook oor 'n kapasiteitsprobleem. Ek dink onderwyser gaan dadelik vir jou sê, almal praat ons van 'n halfdag werk. Onderwyser gaan dadelik vir jou sê daar's nie dis nie 'n halfdag werkie. So ek dink daar, maar presies wat Nico sê, ek dink verskillende goed vir verskillende skole en ek wil beamoen wat hy sê in terme van 'n blueprint. Dis dalk die vertrekpunt en van daar af dan besluit jy wat's nodig in terme van eksterne coaches. Nico, ek wil jou nog iets vra. Toe jy nou praat van mansafrigters, mansonderwysers eintlik. Toe kom onmiddellik by my op, ek weet mense gaan my vra, maar hoe kan vrouens nie rugby afrig nie? Daar's tog sekerlik niks wat in die pad staan is, daar 'n vrou is wat belangstel. Nico, wat dink jy? Dis dit nie 'n moontlikheid nie? Ja, ek dink dit is definitief 'n moontlikheid. Ek dink rugby oor die laaste paar jare en ek dink veral die laaste 5 of 6 jare het so verander dat vroue rugby het so groot geword. Ek dink in Suid-Afrika is dit dalk nog in 'n kleiner kapasiteit, maar ek dink dis iets wat optel, hulle begin TV-dekking kry, professionele spanne begin en tesame met dit is daar afrigters wat ook groei. Weer 'n keer, as die modules in plek is, jou blueprint is in plek, kan selfs 'n vrou wat inkom en daarby bedoel ek met volle respek en ek dink daar's uitstekende vroue afrigters ook daar buite, kan dadelik in jou program instap en 'n verskil maak. Maar nou daai vrou wat onderwyser is by die skool, is 10 teen 1 'n netbalafrigter, 'n hockeyafrigter. Daar's ander dinge by 'n skool net rugby waarop gefokus moet word. En ek dink ons praat dalk net rugby, maar ek dink algemeen is daar soveel dinge wat onderwysers besig is op 'n daaglikse basis. Dion noem dit. Daar is altyd 'n plek vir 'n buiteafrigter, veral op 'n kleiner skool waar daar minder manspersoneel is. Maar as dit 'n geval is wat 'n vrou, en ons was al by skole gewees waar vrouens afrigters is. En ek moet vir jou sê hulle kennis is uitstekend, want hulle gaan in diepte in die afrigting is omdat dit 'n nuwe ding is en hulle coaching van die detail rondom sekere key factors as ek dit so kan noem is eintlik uitstekend. MVX, bly eintlik daai onderwerp opgebring. Ek was nou onlangs by 'n coaching for coaches ding wat ek aangebied het vir laerskole en die een skool, ek dink van die 4 coaches was 3 vrouens gewees. En ek moet vir jou sê, van al die coaches wat daar was,
die coach wat heeltyd met 'n notaboek rondgeloop het en notas gemaak het, was die vroue coach gewees. So ek dink jou voordeel met 'n vroue coach, en ek weet dis nou 'n groot veralgemening, ek dink hulle is baie keer meer bereid om te leer. Waar ons as rugby afrigters het baie keer 'n mindset van nee, ek het dit al gesien, ek ken dit, en dis waar ek en Nico sê ook, ons sê as ons onsself die hele tyd upskill en nuwe goed leer, dan stagneer ons. Maar nie net op afrigters nie. Ek dink as jy kyk net na die Varsity Cup, en ek dink ek weet nie waar Amy al of sal URC geblaas het of Currie Cup nie. Amy is een van die beste skeieregters tans in Suid-Afrikaanse rugby. Dis 'n vrou wat deur die sisteme gekom het. En ek weet ons praat nou van skeieregters, maar dis dieselfde konsep wat kan gebeur oor tyd met afrigters ook. Al hoe meer vrouens gaan deur die ranks kom, en net soos die Amy as 'n skeieregter deur die ranks gekom het, een van Suid-Afrika se top refs tans. Amy het al URC geblaas. Ek het vir haar gekyk, 'n wedstryd, die was dit gewees, die Bulle teen ek dink dit was die Sharks gewees, en ek was nogal beïndruk met haar gewees. Sy vat nie nonsens nie. Sy ken haar rugby, sy het natuurlik ook nasionale rugby gespeel. So ja, dit was baie lekker gesprek. Dankie vir dit. Ons sal volgende week 'n bietjie weer gesels oor die Noordsuid waar daar presies gebeur het. So ek sê ek gaan met Pieter Rousseau praat. Ek gaan ook binnekort weer met Jacques van Rooyen praat van Ooskus Gimnasium, en onthou ons laas met hom gepraat. Hulle het begin om die skool se rugbyprogram te herbou. Hy het my nou die dag laat weet. Hulle het 'n klomp spelers van Gauteng af ingekry wat hopelik te wyte was in ons podcast hierso, en dit gaan baie goed met hulle. Tot ek laas nog gepraat was hulle nog onoorwonde. So dankie vir dit julle. Ek waardeer julle tyd. So ons praat volgende week weer.